Ek wil praat oor die visie. Hier het ek 'n foto van 'n visie wat baie oud is. Uit die vroegste tye op 'n rots. Nou, heel moontlik is dit opgesit om aan te toon dat hier naby is van die katakombes. Onthou, van die Christene is geweldig vervolg, dan het hulle ondergronds gegaan, ondergrondse kamers en ondergrondse gange, katakombes genoem. En daar het hulle aanbid en die Joodse owerheid en die Fariseërs en Sadduseërs, Joodse raad en die Romeinse owerheid wat hulle vervolg het, later van tyd het nie geweet wat dit nou beteken nie, of nou waar om te soek nie. Nou, die visie was nou die embleem dan. Hier staan dit ook uitgeskryf op 'n rots, en dis Grieks, ichthys. Die hoofletters daar, wat visie beteken. Waar is dit? Die visie, ichthys. Die u, dis 'n klank, die u en die s, ichthys. Waar kom dit vandaan? Jesus wat daar in Matteus, hy hulle nou roep, en dan kom hy nou, en hy sê vir hulle, die roeping van die eerste disippels, hy het langs die see van Galilea geloop, hy sien twee broers, Simon, wat ook Petrus genoem word, dit is nou daar in Matteus 4 vanaf vers 18, hulle was besig om 'n werknet in die see uit te gooi, want hulle was vissers van beroep. Dan sê hy, kom hier, kom saam met my, ek sal julle vissers van mense maak. Julle sal mense vang vir my, vir Jesus, vir God se koninkryk. Pragtige beeld wat hy gebruik. En toe het die Christene later van tyd die visie dan gebruik. En elke letter van die, hier sit nou so uitgeskryf, so, in ons letters nou, ichthys. En dan, dis 'n akroniem. Elke letter het iets beteken, het vir iets gestaan. En dit is dan waaroor dit gegaan het. Die Jesus, Christus, die amp van Jesus. Jesus is sy persoonlike naam, en dan Christus sy amp, sy titel, dis die Grieks vir die Hebreëus Messias, die Mashiach, die Messias wat verwag word, die profeet, die volmaakte profeet, volmaakte priester, volmaakte koning, wat God sal stuur om mense te verlos. Theos, God, Huios, seun, maar dit is so geskryf in die Grieks, dat seun van God, maar God word eerste geplaas, en dan Huios, seun van God, ook waarlik God, soter, verlosser, die verlosser. Wat ek wil sê is, practice what you preach. Wat jou geloofsbelijdenis, hierdie is natuurlik dan van die oudste geloofsbelijdenisse van die vroeë Christene, die vroeë kerk. Maar die punt is vir my dit wat jy dan bely oor Jesus se name, dit moet jou lewe wys, hoor jy dit? Dit moet jou woorde, jou dade demonstreer. As jy sê, ek glo in Jesus, toe die engel daar verskyn aan die begin, Josef, Maria, en dan word dan ook gesê, en jy moet hom, die kindjie Jesus noem, dis hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos, bevry. Jesus, die Grieks vir Joshua in die Ou Testament, die een wat bevryding bring. En bevryding, weet ons, en dis saam met hierdie soter dan, verlosser, om los te koop van ons sonde en die straf op die sonde. God sê, ek wil julle nie straf nie. Ek wil niemand in die hel werk nie. Ek wil dat almal die hemel toe gaan.
Daarom dra Jesus die vloek, die straf aan die kruis. Maar verlossing, Jesus verlosser, bevryding beteken van een punt na 'n ander punt. Van sonde dan na verlossing. En dan die beweging, ons kan vat, liefdeloosheid na liefde. Onthou, Paulus sê in Romeine 12, oorwin die kwaad deur die goeie. Dit help nie net jy sê, ek gaan probeer om nie liefdeloos te wees of onvriendelik of hoogmoedig nie, dan moet dit positief wees. Ek gaan nie steel van ander nie, maar ek gaan ook nie ander se besittings daarna kyk nie. Ek gaan ook nie sorg vir ander wat swaar kry en in nood is nie. So van tot, vra maar daar in die huis, vir jouself, in jou eie lewe. Waarvan moet Jesus jou bevry tot? Tot die positiewe, tot die vrug van die Gees, tot dit wat hy in jou lewe wil hê. Christus, ek kom nou daarby, kom ons doen Huios Theos, seun van God. Ek het al in preke in die verlede gesê, ons weet nie in watter vorm Jesus in die hemel was, voordat hy mens geword het nie, voordat dit Kersfees geword het nie. Ons weet net, dat hy by God was, in watter vorm ook al. En toe word hy mens. Mens, God. Dis die twee nature leer oor Jesus Christus. Van die vroegste tye af. Daar was baie debat en stryd hieroor in die vroeë kerk dwarsdeur. Dat Jesus ware mens was en ook ware God. Anders sou hy nie ons straf kon dra aan die kruis nie. Want ware God beteken dat hy sondeloos was. Net iemand wat sonder sonde is, mag die sonde van ander kom dra. Seun van God, hy is self God, hy is self God. Hy het die eienskappe van God. Raak jy moedeloos? Voel dit of jou probleme oorweldigend is, jou sonde? Jesus is God. Hy wil nie net genees nie. Hy wil nie net help en bevry nie. Hy kan want hy is God. Ons dink te klein oor Jesus Christus. Ons bly baie keer vas by die Kerstoneel, daar by die krib, gentle Jesus, meek and mild. Die babatjie, baby Jesus. Nee, Jesus. Hy is die lam, maar hy is die leeu uit die stam van Juda. Koning, oorwinnaar. En ons lewe moet dit wys. Wys jou lewe, wys ons lewe in die wêreld, ons Christelike lewens, ons woorde, dat Jesus God is. Ons praat so asof alles verlore is. Ons landsituasie, die politiek, die ekonomie, situasie in die wêreld, oorlog. Jesus kan bevryding bring. As daar weer dinge is in jou lewe of in ander se lewe wat baie moeilik is, gaan skryf dit neer, dan skryf jy met 'n groot rooi kopiespen oor dit. Jesus is God, hy kan. Nou terug by die Christus. Ook wil net sê, al hierdie name, daar's nie 'n spesifieke gedeelte wat nou net een plek wat dit sê nie. Ek het so vinnig gaan neerskryf, Romeine 1 van Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus en van God. Hy noem hulle in dieselfde asem. Jesus Christus is ook God. Korintiërs, Paulus, deur die wil van God, apostel van Jesus Christus. Paulus, apostel van Christus Jesus. Galasiërs, deur Jesus Christus en God die Vader op gelyke vlak. Efesiërs, apostel van Christus Jesus. So gaan dit aan en aan. Filippense, dienaars van Christus Jesus. Kolossense, Christus Jesus deur die wil van God. Jy sien Jesus se name, sy eie name, sy titel, sy amp. Die Here Jesus Christus, dit kom dan ook by in die Nuwe Testament. Ek kom daarby nou. Timoteus, apostel van Jesus Christus. Titus, apostel van Jesus Christus. Filemon, ek is 'n gevangene van Christus Jesus. Paulus. Hebreërs, die skrywer van Hebreërs, hy het in die laaste tyd deur sy seun gepraat, seun van God. God se glorie, almag, die beeld van God. Jakobus, diensknegt van God, van die Here Jesus Christus.
1 en 2 Petrus, Petrus apostel van Jesus Christus, Openbaring, Jesus Christus, en die Here Jesus Christus. Maar kom ons kyk net na daai, as ons die gordyne nou 'n bietjie ooptrek, wat het dit beteken, die Messias, die Christus? Wat was sy ampte? Hy is profeet, priester en koning. Hy is die volmaakte profeet wat God stuur, om vir ons te kom leer wat is reg, wat is verkeerd. Om die woord te kom interpreteer deur sy Heilige Gees. Ek en jy is in die voetspore van Jesus, profete, priesters en koning. Petrus skryf in sy een brief, ons is 'n koninklike priesterdom, wat moet verkondig, profete, die heerlikheid van God, dit wat die lig van God is. Profete wat standpunt inneem, soos die profete in die Ou Testament, soos Jesus. Nie bang om standpunt in te neem teen dit wat verkeerd is in die samelewing, in die kerk of waar ook al nie. Om dan duidelik te sê, dis verkeerd. Dis reg. Priesters. Jesus offer homself, hy is die hoëpriester van God. Hy sterf aan die kruis, die lam wat geoffer word, maar Hebreërs wat ook sê, hy tree vir ons in, hy bid op hierdie oomblik vir ons, by God die Vader. Ek en jy priesters, wat ons self gee, wat opoffer, priesters, wat, soos Hebreërs sê, ons bring gawes, dit kan geld wees, besittings wat ons gee vir God se saak, ons gee ons tyd, ons gee ons energie, ons kragte, lofliedere sê Hebreërs, om goed te doen aan ander, sorg en omgee, dis die offers wat ons bring, om vir mekaar te bid. Dit is hoe ek en jy priesters in ons huis is, nie net die manne nie, maar die vrouens en die kinders. Konings, Jesus koning van die konings, wat oorwin het aan die kruis, en deur sy opstanding, deur sy opstanding, koning wat oorwin, wat heers, regeer, alles in sy hande hou, alles bestuur. Ek gaan nou vinnig oor dit praat, maar self daar by julle weer, daaroor wat dit beteken in ons samelewing, kan beteken, wat dit in jou lewe moet beteken. Ek wil afsluit, Kyrios beteken Here. Here. Die keisers, Julius Caesar, Domitianus, Nero, klomp ander, het hierdie reg vir hulle toegeëien dat hulle goddelik is. En mense moes voor hulle buig en hulle as 'n godheid erken. Die Christene het geweier, dis hoekom baie van hulle, of die meeste van hulle dan in daai tyd toe dit vereis word, doodgemaak is. Verskriklik swaar gelei en op verskriklike maniere gesterf. Onder andere omdat hulle nie voor die keiser wou buig nie. Want hy is die Kyrios, hy besit jou. Dis wat dit beteken, Kyrios, Here, besitter. Nee, het die Christene gesê, nee, sê die Bybel, sê ek en jy, niks en niemand besit ons nie, net Jesus Christus. Hy het ons vrygekoop deur sy bloed, ons behoort aan hom. Jesus beheer ons lewens. Hy is die een voor wie ons buig en kniel. Geen ander mag afgod wat ook al nie. Ek is nie die Kyrios in my eie lewe nie, jy is nie die Kyrios, die Here in jou eie lewe nie. Dis die groot probleem deesdae. Ons het ons eie gode, afgode geword. Selfs die ateïs wat sê daar is geen God nie, buig maar voor 'n ideologie. Ook voor 'n godsdiens sonder God. Sataniste buig voor Satan. Kyrios, die Here, Jesus Christus, Seun van God, Verlosser, Kyrios, Here. Wys jou lewe dit. Demonstreer jou lewe en jou woorde dit wie Jesus Christus is. Ek wil afsluit, lang terug in die Klipkerk, het my Royka Dina 'n T-shirt kompetisie uitgebring. Die een wat eintlik gewen het van die mense toe nou gevoel is 'n bietjie nie so goed nie, want dit was 'n koei wat veel kleurig was,
heerlik mooi ingekleed met sulke tekkies. Ons het daai tyd met die jean en tekkie diens begin ons het vir daai kind 'n geweldige prys ook gegee, want die kind het toe geskryf, Klipkerk is 'n moeëse kerk. Sorry, okay. Nee, hierdie is ook gemaak en dit was uiters gewild. Ichthys, daar staan dit, die visie. Hierdie T-shirt is vir my uiters kosbaar. Ek het 3 van hulle. En vissers van mense, wat mense gaan haal vir Jesus Christus, Seun van God, Verlosser, Kyrios. Ja, amen.